Goeiemôre. Ja, dit is Woensdag 12 November. November maand ook al byna in sy middel. Aan die einde van hierdie week sal dit so wees. Ek is Estie Geldenhuys en dit is vir my so 'n groot voorreg om op 'n Woensdagmôre hier in ons tuin te kom staan. Hier voor my is 'n roosboompie en die boompie se blaartjies is vol fyn waterdruppeltjies. En ek tel hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 knoppe wat besig is om te ontwikkel, pragtige rosies. En hoe wonderlik om so in 'n nuwe dag waar alles steel en styf te kom staan en die woord van ons Vader oor te dra aan mense wat ek waarskynlik in my lewe nooit eers sal ontmoet nie. Ek moet jou sê, dit is vir my 'n baie groot voorreg en ek wil sommer jump daarvan. Maar kom ons kyk, waar is ons? Ons is steeds by die skrif in Jeremia 29 en vandag wil ek graag 6 verse uit hierdie gedeelte met jou deel. Jeremia 29 vanaf vers 8 tot 13 wil ek lees. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie. En luister nie na julle dromers, vir wie julle laat droom nie. Want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. Vers 10. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, hoor mooi, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Vers 13. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Ja hoor, dit is wat daar geskrywe staan. Ons moet waak daarteen, dat ons nie bedrieg word deur enige valse boodskappe, wat nie van ons Vader kom nie. Kyk na die waarskuwing wat ons almagtige Skepper God Jahwe Elohim in vers 10 gee, dat hy verseker sal agslaan op die beloftes wat hy self gemaak het, maar eers na 70 jaar. In hierdie geval, natuurlik, né? Weer is gevaarlik om enige boodskap aan te gryp en te interpreteer sonder om seker te maak dat ons weet dat hierdie belofte van ons Vader is. In die tweede plek, om Vader God se stem te ken, is heeltemal 'n ander studie, maar ek glo, almal van ons is erg bewus daarvan, dat ons nie by hierdie beginpunt reeds waarheid durf verloor nie, of om dalk valsheid met waarheid te verwar nie. As deel van 'n groep, lees ek op die oomblik deur die Bybel, ja, van Genesis tot by Openbaring lees ons hom deur, volgens 'n spesifieke program. En ons het onlangs die deel klaar gelees van die volk wat uit ballingskap teruggekom het. Die wat as volwassenes na Babylon weggevoer is, het toe waarlik in die vreemde gesterf. Maar hulle nageslag kon terugkom om die tempel en ook Jerusalem te herbou. Na 70 jaar kon hierdie herstel kom. Vader God het 'n belofte gemaak. Hy weet wat sy planne vir hulle is en hy sal hulle herstel. Hy sal hulle terugvat. Maar o aarde, toe het die kinders wat in ballingskap gebore is teruggegaan. En die wat weggevoer is, het nooit teruggegaan nie. Wie ons durf nie hierdie kosbare vers 11 uit Jeremia 29 lees sonder om te onthou dat hulle wat uit Israel as ballinge weggevoer is, toe nie kom terugkeer nie. Hulle het gesterf voor die terugtog plaasgevind het. Nou wat is die boodskap wat ons uit hierdie waarheid betaal?
Jahwe Elohim is in beheer van alle dinge. Hy bepaal die kom en die gaan, die op en die af, die in en die uit. Dit alles is volkome sy saak. Totdat sy beloftes in vervulling gaan, bly hy in beheer vir alles wat tussenin gebeur. Ons moet in hom glo, sodat ons hom kan glo. Sal ek dit weer sê? Ons moet in hom glo, sodat ons hom kan glo. Twyfel is deel van ongeloof. Twyfel bring verwarring en onsekerheid. Twyfel breek geloof af en terwyl in twyfel maak van ons 'n heerlike teken vir Satan. Daarteen moet ons kies om vreugde in ons Vader te beleef. Of sy antwoorde dalk deurkom, dadelik of nie. Ons moet ons vreugde in ons Vader soek, vind en beleef. Aanbid hom vir wie hy is, nie vir die gawes wat hy kan gee nie, maar vir wie hy is. Ons Skepper God is ons enigste toevlug en ons enigste antwoord. Dankie Vader. Dankie dat ons dit net kan bely. U is ons enigste toevlug en slegs in U vind ons antwoorde. Vader, help ons om ons koppe stil te maak. Ons bely dat daar so baie goeders is wat gebeur en wat nog moet gebeur en waarby ons besig is en wat ons aan die gang moet hou. Vader, dit is te veel partykeers. Help ons. Help ons om ons rus in U te soek en te vind. En wys U dan vir ons waarmee ons dalk besig is wat nie nou regtig nodig is nie. Help ons om rustig te raak, sodat ons U kan toelaat om deur ons te leef. Asseblief Vader, ons wil U ken. Ons wil met U, in U leef. Leer ons hoe en help ons om U te vertrou, no matter what. Al lyk dit asof niks wil uitwerk nie. Help ons Vader om te staan op ons geloof en ons verwagting in U. Dit vra ek, dat ons vertroue in U so kragtig sal wees, dat ons niks ons sal laat wankel nie. Dankie Vader, ons eer U. Halleluja, amen.